Welkom terug by hierdie video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 11 van hierdie vraestel. Dit gee vir ons 'n sirkel met die middelpunt C. Dan gee hulle vir ons driehoek ADE, dis die groot driehoek met D se koördinaat en ook E se koördinaat en AB is gelyk aan BD, so dit beteken B is die middelpunt van lyn AD. Hulle gee ook vir ons F, 'n koördinaat op die y-as, en hulle sê ook dit is die y-afsnit van BC. Dan sê hulle vir ons hieronder, gee alle relevante redes vir ons beweringe en ons moet bewys dat BC ewewydig is aan DE. So, die oomblik as ek hierdie sien, dan dink ek aan middelpuntstelling. So vir middelpuntstelling, as ons twee sye in 'n driehoek het wat gehalveer word deur 'n lyn, dan moet daai lyn ewewydig wees aan die derde sy van die driehoek. So as ons nou kyk, dan weet ons al klaar AD is halveer deur hierdie lyn BC en dan eintlik is AE ook gehalveer deur die lyn BC, want AC moet gelyk wees aan CE, want hulle is radiusse van die sirkel. En dan het hulle ook vir ons gegee dat AB gelyk is aan BD, so ons kan sê gegee. En dan mag ons die afleiding maak dat BC is ewewydig aan DE, want hierdie is middelpuntstelling. Dan vir die volgende enetjie sê hulle bepaal nou die lengte van BC. So as ons middelpuntstelling bewys het, ons het nou gesê hierdie twee sye is gelyk aan mekaar en ons het gesê hierdie lyn is ewewydig aan daai lyn, dan moet ons weet dat BC gaan dan ook die helfte wees van DE as gevolg van middelpuntstelling. En ons het die koördinate van DE, so. Ons gaan nou hier sê, ons kan sien dat BC die helfte is van DE en dit is middelpuntstelling. En dan gaan ons nou die afstandsformule doen van DE. So ek gaan hierdie so in hakkies sit en ons weet, die afstandsformule is x minus x plus y minus y. Dit kan ons van die skets aflees en as ons dit in ons sakrekenaar insit, dan kry ons 2 die wortel van 10 en as jy dit nou wil afrond en in desimale plekke skryf, dan gaan dit 6,32 eenhede wees. Die volgende gedeelte van hierdie vraag sê, indien die lyn AE die volgende vergelyking het, bepaal die vergelyking van die sirkel. So kom ons gaan kyk waar AE is. Okay, so lyn AE is die middellyn van die sirkel. So ons het nou hierdie vergelyking. Ons het nie koördinaat A nie, wat beteken ons kan nie koördinaat C kry deur middelpuntstelling nie. Die rede hoekom ons koördinaat C soek is, ons kan die vergelyking van die sirkel kry wanneer ons die middelpunt van die sirkel het, want dit is ons A en B waardes in die vergelyking van 'n sirkel. So nou moet ons 'n ander manier vind om koördinaat C te kry. En as ons nou kyk daar, lê koördinaat C definitief op lyn AE, ons het nou sy vergelyking, maar dit lê ook op BC en eintlik is koördinaat C die snypunt van lyn BC en lyn AE. So as ons die vergelyking van BC kan kry, kan ons dit gelykstel aan die vergelyking van AE en dan sal ons so koördinaat C kan bepaal. Die probleem nou net met lyn BC is dat ons het nie genoeg koördinate op lyn BC om sy vergelyking te bepaal nie. Dis 'n reguit lyn, so ons kort die gradiënt en ons kort die y-afsnit. So ons het die y-afsnit, die C-waarde. Dis nie moeilik nie. Ons weet gelukkig ook dat BC is ewewydig aan DE. So eintlik kan ons die gradiënt van DE gebruik om die gradiënt van BC te kry
en dan gaan ons die berekeninge van daar af vat. So, die eerste ding is die gradiënt van DE. Ons weet dit is y minus y op x minus x. En dit gee vir ons 'n gradiënt van 'n derde, en dan weet ons dat die gradiënt van lyn BC moet ook 'n derde wees, want ons het reeds bewys dat DE is ewewydig aan BC. En dan kan ons ook die vergelyking aan mekaar sit, want ons het ook die y-afsnit. Die y-afsnit is 6. Hulle het ook vir ons in die inligting gesê by die 4de bullet, dat F is die y-afsnit van BC, so hulle het dit ook vir ons bevestig. Nou, al wat ons moet doen is, die vergelyking van BC gelykstel aan die vergelyking van AE. Dan gaan ons al die x'e een kant toe bring. En ons vat die heelgetalle na die ander kant toe. En dan as ons dit op die sakrekenaar gaan intik, dan kry ons hier 17/15x en ons kry hier 17/5. En dan om vir x alleen te kry, sal ek op my sakrekenaar net gaan tik dat ek wat ook al voor x staan, gaan wegdeel aan die ander kant. Dis 'n bietjie makliker as ons met 2 breuke werk. En dan kry ons die x-waarde. So hierdie is C se x-waarde. En dan kan ons dit in enige van die vergelykings gaan insit. Nou, ek gaan maar veilig speel en dit in die gegewe vergelyking gaan instel. En dan kry ons die y-waarde as 7. So dit beteken nou, koördinaat C is eintlik 3 en 7. Vir ons sirkel beteken dit nou ook dat ons het die A-waarde en ons het ook die B-waarde van hierdie vergelyking. Ons weet die vergelyking van 'n sirkel is ook op die formuleblad, so ons kan net dit van die formuleblad gaan afhaal. En al wat ons nou nog moet oplos is radius kwadraat. So dis nie te moeilik nie. As ons 'n koördinaat op die sirkel het, en as ons nou teruggaan na ons diagram toe, dan sien ons dat koördinaat E lê op die sirkel. Dan gaan ons dit in x en y se plekkies gaan instel. So 8 gaan in x se plek in, en 3 gaan in y se plek in, en dan sal ons 'n radius kwadraat kan bereken. So hierdie doen ons sommer op die sakrekenaar, dan kry ons 41. So die vergelyking van die sirkel is nou x minus 3 kwadraat plus y minus 7 kwadraat gelyk aan 41. 7 punte in die sak. Die laaste vraag vra nou vir ons, bepaal die koördinate van B. So kom ons gaan kyk nou 'n bietjie wat ons het op ons diagram. Ons weet nou dat C is 3 en 7 en ons wil koördinaat B nou gaan uitwerk. So wat weet ons van koördinaat B? Koördinaat B is die middelpunt van AD. Om die middelpuntsformule te gebruik, benodig ons koördinaat A. Maar koördinaat A lê ook op lyn AE. So, ons kan die middelpuntsformule gebruik om koördinaat A te bepaal. So die middelpuntsformule kan jy nou gaan uitskryf, of jy kan check van 8 na 3 toe is 5 eenhede. So as ek nog 5 eenhede terug beweeg, dan moet die x-waarde van A minus 2 wees. Dan vir die y-waardes het ek van 3 tot 7 geplus 4. So as ek van 7 nog plus 4, dan kom ek by 11 uit. So A, kom ons skryf dit net 'n bietjie beter. A se koördinate is nou min 2 en 11. En nou kan ons dieselfde doen aan lyn AD. So ons weet dat ons nou hier 'n koördinaat in die middel soek. So halfpad tussen min 3 en min 2 is min 3. Want daar's net 2 eenhede verskil, so die helfte van dit beteken is 1 eenheid verskil.
En dan van -1 tot by 11 gaan ons ook net die helfte vind en dan gee dit vir ons 5. So jy kan sê -1 plus 11 op 2 en dan gaan jy daarby uitkom. So ek sal hieronder, jy kan nou kies, wil jy die middelpuntsformule doen of gaan jy net daar sê dat jy sien A is -2 en 11, want dis die middelpunt van AE. En dan sien jy daarom is B -3 en 5, want dit is weer die middelpunt van AD. As jy bang is jy gaan nie al jou punte kry nie, dan kan jy die middelpuntsformule 2 keer gebruik. 1 keer om vir koördinaat A uit te werk en dan 'n tweede keer om weer vir koördinaat B uit te werk.